Liewe Jesus, baie dankie dat ons vandag hier kan wees. Dankie dat U vir ons lief is, en dankie dat U ons roep om ook mense van U te vertel. Liewe Jesus, dankie vir alles wat ons lees in die Bybel, vir alles wat ons leer by die kerk en by Sondagskool, en dankie Liewe Jesus vir ons papas en mamas en oupas en oumas en ooms en tannies wat ons ook van U leer. Liewe Jesus, help ons asseblief om dit te hoor en te weet wat om daaroor te sê, dat ons al weet wat ons van Jesus kan sê. Dankie ook vir die Heilige Gees dat ons help om oor U te praat, en Liewe Jesus, help ons om elke dag, oral waar ons gaan, mense van U te vertel. Ook nou hier, maak ons harte en ons gedagtes oop, dat ons mooi sal luister dat U vir ons wil leer. Amen. Reg. So vandag se tema is, wat kan jy van Jesus vertel? Nou, sommer net so vinnig, ek gee julle so 1 minuut, sê gou vir mekaar vinnig, wat kan jy vanoggend, as jy vanoggend vir iemand iets van Jesus kan vertel, wat sal jy vir hulle vertel? Sommer net vinnig. Ok, so ek glo ons almal daarom ietsie wat ons oor Jesus kan vertel. So, die vraag is, hoekom moet ons iets van Jesus vertel en waar kom al die dinge vandaan? En om dit te verduidelik, begin ons by Pinkster. Nou, die laaste tyd wat ons nou gevier het, ons het Jesus se hemelvaart gevier, waarop gevaar het na die hemel toe, en toe vier ons Pinkster. En Pinkster is die tyd wat ons Jesus se uitstorting van die Heilige Gees in ons lewens vier. Nou, in hierdie tyd wat dit alles gebeur, het Jesus ons 'n opdrag gegee. En jy lees dit nou op verskillende plekke, nee. Matteus 28 vers 20 sê, vir 19 sê, gaan na al die nasies toe en maak die mense my disippels. Dit wat ons nou net gesing het, nee, gaan dan heen en maak disippels. Dis 'n opdrag van Jesus, nee. Jesus het dieselfde ding ook gesê in Handelinge 1. Nou, ons lees in Handelinge 1 vers 8 die volgende. Nou moet julle mooi hoor. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees in Jerusalem sowel as in die hele Judea en in Samaria en tot in die uithoeke van die wêreld. So hierdie is wat ons noem die opdrag. So hierso staan, julle sal krag ontvang van die Heilige Gees. Dis die moment of beginning, om wat te doen, die opdrag. En julle sal my getuies wees. Dit beteken, ons moet van Jesus gaan vertel oor die hele wêreld, tot die uithoeke van die wêreld. Nêrens mag daar iemand wees, wat nie by ons gehoor het, hoe fantasties en wonderlik Jesus se liefde is nie. So dis die opdrag. So, het ons toe nou die krag ontvang? Wel, in Handelinge 2 staan daar, toe die dag van die Pinksterfees aanbreek, was hulle almal op een plek by mekaar. Skielik was daar 'n geluid uit die hemel soos 'n geweldige stormwind, en dit het die hele vertrek gevul waar hulle gesit het. Hulle het iets soos vuur gesien wat in tonge verdeel en op elkeen van hulle gekom het. Almal is met die Heilige Gees vervul en hulle het in ander tale begin praat soos die Heilige Gees dit aan hulle gegee het om onder sy leiding te doen. En daar is die krag. Ok, so Handelinge 1 sê, hoor hierso, julle moet my getuies wees as julle die krag ontvang van die Heilige Gees. Handelinge 2 sê, die krag is hier. So nou beteken dit, ons moet nou dit begin doen, nee. Ons is dus ons job, ons moet van Jesus begin getuig. Ons het die Heilige Gees in ons harte om ons te help. Ons het die Bybel om ons te leer. Die tyd het nou aangebreek vir ons om ook vir mense van Jesus te gaan vertel. Maar dit is nie altyd so maklik nie, nee. Om van Jesus te vertel, waar begin mense, waar eindig 'n mens, wat se stories vertel mens, wat is die belangrikste storie wat ons kan vertel van Jesus, dat mense sal in Jesus begin glo, en hulle ook in hulle eie geloof weer kan begin groei. So wat is dit wat ons van Jesus moet vertel? En dit is wat ek nou vandag julle mee gaan help. Ek gaan julle leer hoe om met mense oor Jesus te praat, wat om vir hulle te sê, en hoe om 'n storie te vertel dat dit reg is.
So, kom ons begin eers by om 'n storie te vertel. Ok, so daar is 'n paar dinge wat ons moet weet om 'n storie te vertel, en daar is 3 groot dinge wat ons moet leer van om 'n storie te vertel. En ek gaan daai 3 dinge eers vir julle leer, voordat ek vir julle leer wat om te sê. Goed, so ek wil sommer gou vra vir die 2 Hebbe en Boeties, julle moet gou vir my vorentoe kom vir ons eerste eksperiment, wat ons gaan doen vanmôre. Ons begin deur om te sê, ek moet moeite maak om die storie te vertel. Daar's baie mense wat sommer so in die verbygang stories vertel, en dis wonderlik, maar ons het ook moeite maak. Dit gaan nie net gebeur sommer orals nie, partykeer moet jy bietjie moeite maak. So, ons gaan 'n bietjie moeite maak om met mekaar te praat. Okay. So, hou vir my gou daar vas. Okay, ons gaan gou hier. Ken julle hierdie ding? Het julle dit gedoen? Ek dink ek het nou die koppie gebreek bietjie hierso. Hy het nou te veel dink jy hy is te veel? Ek dink so. Dink jy so? Okay, dis 'n probleem. Jy sê dit so diplomaties, en soos ek dink jy, Bram, ek dink jy het nou hier 'n probleem gemaak. Ek voel ook so, nee, kom maar gelukkig, nee, het ek nog nou in die lewe geleer. Jy kan lank daai en vir ons vasmaak, maak vir ons 'n lekker knoop daardeur. Ek hoop hierdie koppie gaan ook werk. Hy is bietjie groter, dink jy hy gaan werk? Kom ons kyk. Ons maak gou vir my gaatjie. Wie van julle weet wat gaan ek nou doen? Wat is ons besig om te maak? Ons is besig om 'n telefoon te maak, nee. So, kan julle agterkom, dit gebeur nie net nie. Ons doen moeite om dit te laat gebeur. So kom ons kyk 'n bietjie as ek dalk dit so maak. Ek dink hierdie gaan nog beter werk, manne. Vang hom so, vat hom hier in. Hy is bietjie, gaan hy werk daai kant? Ja, jy sien, hy is te groot. Kom ons maak so. Hou vir my daai kant vas. So wat ons gaan doen is, ons gaan nou hierdie touwtjie net gou hier deurstoot. Want hy moet lekker styf wees. Kyk of die van die brome kan reg kry. Hy so vast daarso. Dan gaan ons 'n knoopie maak aan die kant. 'n Lekker groot knoopie. Ek dink dit is wat ons moet doen, nee, papa en mamma. Julle dink ook so, nee. Ek hoop so. Want dit is pretty much wat ek dink ons moet doen. Dat hy net lekker kan vasttrek. Okay. So daar is ons een kant. Okay, hou vir ons daar vas. Okay, kom ons kyk hoe ver ons kan gaan. So, staan jy daai kant? Okay, dan gaan ons die kant toe gaan. Check gou hierdie move, Rian. John? Ron? Okay, lekker, ek weet wat er een is, wie nou. Okay, hy gaan vir my so daar vas, ons gaan hom gesny. So, dink julle dit is ver genoeg? Of wil julle hê ons moet dit vat na die agterkant van die saal? Ek dink ons maak ons sommer hierso. Dan kan almal sien wat ons doen. Okay. Reg, kom ons kyk hierdie kant, waar is ons daai koutjie nou? Is hy nog by jou of by jou? Okay. Dankie. So dan gaan ons gou hierdie kant deurstoot. So julle kan sien dit gebeur nie net nie, nê. Hierso is so 'n bietjie moeite wat hierin moet wees om hierdie telefoon te maak. En dit beteken baie keer as ons vir mense van Jesus gaan vertel, is dit maklik, nê? Dis sommer daar by die skool waar jy met jou maatjie gesels. Is so vas by nie? En dalk daar waar jy in die snoepie se ry staan of daar waar jy besig is om so 'n bietjie met jou maatjies te speel, dalk is dit by die winkelsentrum of waar ook al mens dalk is. Maar ander kere moet ons baie moeite maak om hierdie storie te vertel. Okay, manne nou. Okay. Soos julle kan sien, ons het nou 'n bietjie dinge voorberei en alles. Nou as my plan gaan werk vir oggend, gaan jy iets kan fluister wat jy kan hoor. Okay. So, ek gaan kyk of dit nou real is. Wat ek wil julle moet doen is net om te keer dat die touwtjie uit. Net om te keer dat die touwtjie uittrek. Vang hom net so.
Okay, trek hom bietjie, hou hom net bietjie in die touwtjie vas. Okay, trek hom bietjie stywer. Okay, dat hy net mooi tension het. Okay, nou sit jy daai kant teen jou oor vas. Okay, right. So nou is die moment of truth. Ek gaan hoor wat hy hier sê, as hy gaan fluister. En dan gaan ek hoor of hy gehoor het. Wie dink dit gaan werk? Julle begin al hoe meer te glo, okay. Wat het jy gesê? Wat is dit? Een leeuw, ook een leeuw. Ok, ek beloof ek het gehoor aan die kant nou. Dank hier, ek het vir hulle goed aan het klap gee. Ek dink die koppies, ek dink as ons blikke gebruik het, sal het bietjie beter getravel het. Maar die punt van die saak is, julle almal het nou die game gespeel, en die idee van hierdie speletjie is om te sê, is ek kan in kommunikasie kom met mense, as ek moeite maak. So die eerste ding wat ons moet doen is, ons moet moeite maak om die storie van Jesus te vertel. Dis wat die telefoontjie speletjie vir ons leer in die eerste ene. Ons moet moeite maak. So dit beteken ook, ons moet kies om van Jesus te wil gesels. Nou wil ek gevra, kan ek so 5 kinders gou vorentoe kry. Ek het nog geen beerd gehad het nie. Kom jy gou vir my, en jy Danica, en jy kan ook opkom, en julle 3. Ok, kom gou. Dit vinnig. Nou gaan ons 'n volgende speletjie speel, oor 'n storie vertel. Alright, so jy kan vir my hierdie kant staan, ok? So, staan jy by hom, kan julle net so ry maak. Ken julle nou die speletjie, telefoontjie? Ja, so hoe dit gaan werk is, ek gaan vir Lienke, jy moet net my kabel insit asseblief. Ek gaan nou vir Lienke ietsie vertel aan haar oor, en sy moet dit aanvertel, en elke persoon gaan wat hulle oor vertel, maar, daar is 'n reël in die speletjie. Jy mag net een keer luister. Ok, net een keer, so jy gaan nie weer vra en weer vra, jy moet mooi praat en mooi luister, ok. En die laaste persoon gaan vir ons sê, wat is gesê. Ok, so, Lienke?
Okay, wat het jy gehoor? Ek weet nie. En wat het jy gehoor? Dieselfde. Dieselfde? Ja. Wat sê jy? Ek het dieselfde gehoor. Ek weet nie. Wat het jy gesê? Ek gesê dis dieselfde. Lieke, wat het jy gesê? Kom ons probeer weer 'n keer. Julle moet nou mooi luister, want julle moet die storie oor vertel. Okay. Ek weet wat jy sê. Okay, ek sal dit makliker maak. Is dit okay, Lieke? Basic stoor. Wat? Basic stoor. Basic stoor. Die kat is rooi en die huis is mooi. Dit is wat ek gesê het. Waar het dit geëindig? Goed. So die speletjie van telefoontjie leer vir ons 'n paar goeters, né? Dit leer vir ons dat ons moet weet wat om te sê, né? So as ek nou vir Lienke iets sê, dan moet sy weet wat om nou aan te pas, né? So sy kan vir Limmerie sê en dan kan dit so aangaan, né? So nou is die groot ding, ons moet weet wat om te sê, sodat ons die regte goed sê, né? Want anderster vertel ons die storie van Jesus en dan eindig het op by die stoor se bakstene het omgeval en eindelik is die stoor mooi. So die belangrike deel is ons moet weet wat om te sê. Andersins is die storie wat by mense uitkom nie heeltemal wat dit moet wees nie. Okay, kom sê vir ons kinders gou dat dit klap, julle kan gaan sit en dan het ons 'n laaste enetjie wat ons gaan speel. Ek wil nou hiersoos net 'n bietjie van die groter kinders weer inkry. Kylen, jy kan vir my voorkom. Delinda, ek dink jy kan vir my kom gou. Wat is nog sien? Is daar iemand hierdie kant toe kom? Ek soek bietjie van die. Okay, kom jy ook van voor? Ja. Right. Goed, dat sê Chantenay of wil jy kom? Chantenay, wil jy kom? Okay. Goed. Dan het ons gou sien hierso, elkeen van julle kry papier. Okay, Delinda, jy kan vir my, as jy kan, net van jou baadjie uittrek asseblief. Jy kan nou weer aantrek. Okay. En Arno, daar's een bladsy oor vir jou. Arno. Okay. Ek wonder of jy gaan kan voel. Ek glo jy kan. Gaan dit werk met jou trein? Okay, want ons gaan op jou rug teken, gaan jy kan voel. Okay, Arno, jy kan vir ons heel laaste dit doen. Goed, Daniel, wie gaan vir vorentoe kom nie, Arno gaan op jou rug teken, dat hy net iets het om op te teken. Okay, Arno, jy staan vir my voor. Okay, mooi. Ja, Daniel, jy staan voor Arno. So wat ons nou gaan doen is, ons gaan nou ietsie teken. Ek wil nou gou vinnig voel, nee, draai gou vir my net om, het is net gevoel op jou truitjie. Leg gou vorentoe. Kan jy voel wat hier gebeur? Kan jy mooi voel? Okay, nee, ek het agterkant gebruik. Okay, so, gat. Ek het nou eintlik, okay, dis okay. Ek gaan vir jou koutjie gee, en dan gaan vir jou sê wat jy moet teken, en dan gaan jy dit op haar rug teken, jy gaan dit op haar rug teken, en jy gaan dit op haar rug teken, en jy gaan dit op sy rug teken, en hy gaan dit op jou rug teken, en ons gaan kyk of dit wat ons begin het, die selfde tekening is wat ons mee eindig. Ok, dis belangrik. So allemaal sit die papiere gou neer. Ok, Chantenay.
Okay. Hou hom vir jou vas. Okay. Hou net mooi daar vas, okay? Moenie dat iemand sien nie. Okay, jy kan teken. Goed, so hierdie speletjies soos hulle nou aanhou speel, julle mag nie vir mekaar wys wat julle geteken het nie. Help ons om te verstaan dat as ons 'n storie oor vertel, dat ons moet seker maak ons vertel dit reg oor, soos ek nou vir julle gesê het, en ons vertel dit so oor dat die storie waar bly. Okay. Baie amper soos om te sê, soos in die telefoontjie, maar ons moet die storie reg oordra. En dit is baie belangrik, want die storie, julle mag nie vir mekaar wys hier, nee? Want die storie van Jesus word nou al oorgedra vir meer as 2000 jaar. En daarom moet ons seker wees, ons verleer mense die regte dinge. Okay, goed. Okay, is jy klaar? Ja. Goed, righto. Kom staan hier so, maar hou hom teen jou. Nee, teen jouself. Okay, goed. Chantenay, kom staan gou vir ons hier voor, hier so op hierdie silwer kolletjie. Goed, wys gou vir die mense wat jy geteken het. Goed, kom staan gou hier so. Reg. Alright, staan hierdie kant van haar. Okay, wys vir ons wat het jy geteken. Delina, kom jy hier? Delina, wys vir ons wat het jy geteken. Okay, dit het weer reg gekom. Okay, Kyle, wat het jy geteken? Okay, Arnu, wat het jy geteken? Okay, goed, staan julle 3 terug. En dan, nee, 3, en dan staan daar langs Chantenay. Okay, so, dis waar die storie, jy kan op daar vas, okay? Dis waar die storie begin het, en dis waar die storie geëindig het. En daarom is het belangrik, dat ons weet, wat om te sê, dat ons die regte dinge sê, dat mense die regte dinge leer, anders as het by hulle uitkom, is dit nie heeltemal reg nie. En dis hoekom ons Bybel lees, skool toe gaan, huisgodsdienst doen, bid, papa en mama met jou praat, oor waar ons praat met Jesus, dis hoekom ons dit doen, liedjies sing om ons te help onthou, dat ons onthou, dat ons die regte goeders vir mense leer. En dis hoekom het so belangrik is, om te weet wat om 'n storie oor te vertel. Dankie, julle kan hierdie vat as 'n souvenir vir julle, sit hom teen die yskas op, gee vir hulle groot aan 'n klap, hulle was fantasties geweest. Nou dis, so dit is wat dit belangrik maak vir ons om vandag vir mekaar te sê, wat kan jy van Jesus vertel? Wat beteken ons gaan soms met moeite maak om oor Jesus te kan kommunikeer. Dis hoekom maar video's is en liedjies is en sendingorganisasies is en alles, dat ons die storie kan vertel. Dan moet ons weet wat om vir mekaar te sê. Het help veel of iemand van Jesus vertel, maar jy het niks om oor te praat nie. En in dieselfde asem moet ons die regte goed vir mense leer. Want anders leer ons hulle verkeerd. Luister hulle graag wat ons sê, en ons sê dalk nie heeltemal die regte ding nie. En daarom is dit vir ons baie belangrik om te weet wat kan ons van Jesus vertel. Nou ons word geroep om oor Jesus te praat en nie een van ons wat hier sit, nie as om my linker daar agter, is te klein om van Jesus te getuig nie. Daar staan in 1 Timoteus 4, niemand mag op jou neersien omdat jy jonk is nie, maar wees jy vir die gelowiges 'n voorbeeld in woord en gedrag, in liefde, geloof en reinheid. So wat jy sê en wat jy doen, is hoe jy oor Jesus praat en wat jy van hom sê. Maar kom ons sê, jy is nou in 'n gesprek, en jy wil graag vir iemand leer van Jesus, wat gaan jy doen? Wat kan jou help? Wel, daar is 'n ding wat ons noem, die woordlose boekie. En dis regtig baie eenvoudig. Nou seuns en dogters, as jy ooit met iemand oor Jesus wil praat, as jy na al hierdie lande toe wat ons hiervoor het, wat wil gaan, 'n sendingweek vir ons, en ons vierde dat ons met mense oor Jesus praat, nee. So as jy na enige plek toe gaan, en jy wil vir mense vertel van Jesus, is dit
die storie om te vertel, want dis hoe alles begin. Eerste is, wat se kleur is die? Ek kan nie hoor nie? Nog 'n keer? En geel herinner ons aan lig. Nee, sê lig. Ok, so, laat daar lig wees. So, eerste ding wat jy vir mense vertel is, God het alles gemaak en dit was goed. Ok, is julle reg? Kom ons sê gou saam, 1, 2, 3. God het alles gemaak en dit was goed. So, sê vir iemand wil vertel van Jesus, sê vir hulle, kom ons begin by die begin. God het die hele wêreld uit alles gemaak en dit was goed. En toe kom die sonde en maak dinge sleg. Wie van julle was al bang in die donker gewees? Jy lê daar in jou bed en jy hoor wie's daar? Jy weet. Ek het mos eendag in die huis geloop waar my ma gebly het en daar was net sulke rotte. Ek jog nie vir julle nie. Die goed het katte teen die muur vasgedruk en die katte sê asseblief vat al my geld, jy weet. En soos ek badkamer toe stap, hardloop daar so rot hier tussen my bene deur. Ek jok nie vir julle nie, nee. Dit klink of ek in 'n baie verskriklike plek gebly het. Dit was net langs 'n veld gewees. Die veldmuise het ingetrek in die molte. Hardloop tussen my bene, maar ek spring so hoog, julle. Ek voel in die kop gevoel die ceiling raak so hoog het ek gespring. En dit kom my ma skrik net so groot. Sy sê vir my pa, Aries, hier's iemand in die huis. Ek sê nee ma, moenie worry. Dis net 'n rot. My ma sê, dis nog erger. So 'n mens kan lekker skrik in die donker. Die donker is sleg. Dis waar die lig nie is nie. So die swart herinner ons aan die sonde. Soos ek sê gou saam met my, toe kom die sonde en maak dinge sleg. Nou kom ons sê dit saam. God het alles gemaak en dit was goed. Fantasties. Toe kom die sonde en maak dinge sleg. Maar daar is natuurlik die kleur van liefde en dis die kleur van rooi. Jesus het gekom en ons reg kom leer en hy het ook vir ons sondes gesterf want hy was baie lief vir ons. En so het Jesus dit vir ons gedoen sodat ons sondes vergewe kan word, nee. So ons kan hierso leer, toe kom Jesus en hy leer ons reg, nee, want Jesus het ons eers mooi kom leer, hy het vir ons stories kom vertel, hy het vir ons kom preek, hy het mense genees, hy het op die aarde geloop en hy het baie dinge gedoen. So Jesus het nie net gekom en hy het in die kruis gesterf en hy is opgestaan in die hemel toe nie. Hy het vir 33 jaar geloop en ons geleer. So ons begin eers by, Jesus het gekom en hy leer ons reg. Hy leer ons van God se liefde, hy leer ons van genade, hy leer ons van vergifnis, alles. En toe sterf hy vir ons aan die kruis. Hoekom? Want hy is lief vir ons. En die rooi herinner ons daaraan, want rooi is die kleur van liefde en rooi is die kleur van bloed. Ok, so kom ons lees gou saam. Toe kom Jesus en hy leer ons reg. Maar hy moes ook vir ons sondes sterf. En dis wat rooi ons aan herinner. Ok? Nou wat het toe gebeur? Toe kom wit. Nou wit is mos 'n mooi kleur, is 'n kleur wat jy enige iets kop kan doen. Dis die kleur van rein en van vergifnis, nee. So nou staan daar, nou is al die sonde weg en ons verhouding met God weer reg. Dis maklik, nee. Nou is al ons sonde weg en ons verhouding met God is weer reg. Kom ons sê dit nog een keer saam. Nou is al die sonde weg en is ons verhouding met God weer reg. En omdat al die dinge gebeur het, kan ons groei. Nee, groen is mos die teken van lewe en die teken van groei. Ok, so nou kan ons sê, nou kan ek in my geloof groei. Nou hoe groei ons in ons geloof? Bybel lees, kerk te kom, bid, Jesus liedjies sing, sondagskool, al die wonderlike dinge, dan beteken dit mos my geloof is gesond en hy groei mooi.
meer en meer soos Jesus wees, want ek verander deur om van hom te leer, en so sy beste getuie wees. Dis maklik, nee, so kom ons sê dit saam. Nou kan ek in my geloof groei, meer en meer soos Jesus wees, en so sy beste getuie wees. Nou, en dit is wat jy vir iemand hoef te vertel. Want alles wat jy hulle vertel, bring hulle hier by die groen plek uit, waar hulle self Jesus kan gaan ontmoet. Dis wat jy vir Jesus kan sê. So kom ons sê, het gaan allemaal saam. Ok, 1, 2, 3, gaan ons. God het alles gemaak, en dit was goed. Toe kom die sonde, en maak dinge sleg. Toe kom Jesus, en leer ons reg. Maar, hy moes ook vir ons sondes sterf. Nou is al die sonde weg, en is ons verhouding met God weer reg. Nou kan ek in my geloof groei, meer en meer soos Jesus wees, en so sy beste getuie wees. Nou papa en mama, dis nou 'n lekker ding wat julle by die huis kan doen die week. Julle kan elkeen by die huis gaan sit en vir julle kinders help en vir hulle 'n woordlose boekie gaan maak met die kleure, soos wat ek nou vir julle gegee het. Meeste van julle wat hierso sit, het die boek gekry vir die doop, wat ons met julle deurgepraat het, en in daai boek in die agterkant is die woordlose boekie ook, en kan jy help jou kind om 'n boekie te maak. Maar dis maklik. Dis so maklik is dit. Alles was goed, die sonde maak dinge sleg, Jesus maak dinge weer reg, nou is ons vergewe, en ons kan nuut lewe, en ons kan in ons geloof groei, en meer soos Jesus wees. Maklik, nee. As jy weet wat om te sê, en jy weet hoe belangrik is dit om het te sê, en jy die krag van die Heilige Gees in jou, so dat jy dit kan sê, moenie stil bly nie. Want Jesus het jou geroep, om oor hom te getuig, in wat jy sê, en in wat jy doen. Partykeer is wat ons doen, 'n baie groter manier om vir mense te vertel van Jesus, as dit wat ons sê. Maar ten minste weet jy nou, wat om van Jesus te vertel. So nou kan jy gaan, en jy kan van Jesus vir mense vertel. Kom ons bid saam. Liewe Jesus, baie dankie.